So ons gesels met Jaco Jacobs, die bekende kinderboekskrywer in Afrikaans. Nou sy 300ste boek, Vreemde dinge kan op 'n Dinsdag gebeur, het verlede maand verskyn. Nou Jaco se werk wissel van prettige prenteboeke vir kleuters tot rympies en grapboeke, as ook bekroonde jeugromans vir tieners. Jaco, baie welkom by my in die program Ons Gesels met. Baie dankie Karen, dit is heerlik om vandag met jou te gesels. Ja, vir ons ook nou, Jaco, vanoggend toe ek nou weer lees, in 2001 reeds het jy die boek Troetelgedrog uitgegee deur Lapa Uitgewers, en dit was ook jou heel eerste gepubliseerde boek. Nou die storieetjie van jou handel oor 'n meisie genaamd Anita wat vreeslik graag 'n troeteldier wou hê, maar haar ma wil nie daarvan hoor nie. En ek wil by jou hoor, nou is daar al meer as 2 miljoen gedrukte boeke verder verkoop. So jy staan eintlik op die podium van die skryfwêreld. Sou jy ooit kon voorsien dat jy as 'n jong man van Kanaven dit so ver sou bring met skryf, of was dit maar nog altyd 'n droom? Karen, ja, dis vreemd om terug te kyk oor soveel jaar en dit voel sommer soos nou die dag wat Troetelgedrog verskyn het. Maar ek moet vir jou sê, ek het van kleins af was skryf my groot droom. Jy weet, ek het regtig daarvan gedroom om 'n lewe hiervan te kan maak, om met stories te kan werk vir 'n lewe. So as 'n mens so terugkyk, dan is jy ongelooflik dankbaar dat hierdie droom van my kon waar word, en dat ek tot vandag toe nog besig kan wees hiermee. Net so. Maar jy het op hoërskool reeds kortverhale aan tydskrifte verkoop. Nou, dit was nogal vir my interessant. Is jy 'n besigheidsman in natuur, of het jy maar oor die tyd geleer om ook, jy weet, daarvan 'n besigheid te maak? Nee, ek is glad nie 'n sakeman nie. Ek het eintlik glad nie 'n kop vir besigheid nie. My pa is 'n sakeman uitgeknip. Ek dink dit was in 'n mate, jy weet, het dit uit my skryfambisie gekom. As 'n mens 'n jong mens is en jy sê vir jou ouers, ek wil 'n dokter word, of ek wil 'n onderwyser word, of ek wil 'n prokureur of 'n loodgieter of wat ook al word, dan weet hulle min of meer hoe jou lewensbaan vir jou uitgemeet is. Maar om vir jou ouers te sê, ek wil 'n skrywer word, dit is 'n bietjie van 'n ander storie. So ek dink hoekom ek op skool al so gedrewe was om met stories aan tydskrifte verkoop, so baie te skryf, was bloot om in die eerste plek aan myself te kan bewys dat hier 'n loopbaan te maak is uit hierdie belangstelling, uit hierdie destydse stokperdjie van my. En dan natuurlik ook om jy weet, om aan die mense rondom my ouers en my vriende en so aan te kan bewys, hoor hier is nie net 'n lawwe droom nie, dis iets waaroor ek regtig baie ernstig is. Dis waar. Jene Jaco, en jy het ook verskillende kinderlektuur uitgegee. Van jou beste werke sluit in Suurlemoen, Zakkie Mosterd, Professor Fungus met daai wetenskapsreeks, Wurms en Tomatiesous is 'n rymboekie. Jy het stories vir laerskoollesers, en dan nou Vreemde dinge kan op 'n Dinsdag gebeur, wat jou 300ste boek is, wat pas in Engels en Afrikaans en in ander tale, as ek dit nie mis het nie, ook vrygestel is. Maar waar kom jou inspirasie vandaan? Inspirasie is een van daai vreemde goed wat moeilik is om te verduidelik. Jy weet, toe ek 'n kind was, het ek destyds gelees van die mitologiese muses wat jou moet besoek en so aan. Ek is baie bly dat ek nog nooit nodig gehad het om vir 'n muse te moet wag om haar opwagting te maak nie. Ja. Inspirasie is vir my so eenvoudig soos om 'n mens se brein die hele tyd te oefen, om jou brein so half in te stel om te kyk vir idees, om te speel met idees. My jongste dogter het nou eendag, toe sit ons aan tafel en daar lê 'n nuwe manuskrip waarmee ek besig is, en sy blaai so daardeur en sy begin lag. Sy vra vir my, so is pappa se werk regtig om net soveel pret te hê as wat pappa kan? En dit was vir my die mooiste opsomming daarvan, dat dit is wat ek doen, en dit is waar my inspirasie vandaan kom. Jy weet, ek sal iewers rondloop en ek sal in 'n koffiewinkel of waar of in 'n winkelsentrum iets snaaks sien wat iemand doen, of snaakse frase raak lees in die koerant of wat ook al. En dis net die begin, dit is daai vonkie waarmee mense begin speel. Ek sê altyd vir mense, ek hou sirkus in my kop. Ek vat 'n idee en ek probeer soveel pret as moontlik daarmee hê. En dis inspirasie. Jy weet, dit is glad nie so boheemse en 'n vreemde ding as wat mense dit wil maak nie. As 'n mens hard werk en ek wil amper sê, jy oefen jou brein om met idees rond te speel. Dat is inspirasie die maklikste ding op die aarde om te kry.
Nou ja, ek het nou vir myself gesê, jy het Troetelgedrog in 2001 uitgegee en my arme ou man is in daai selfde jaar met my getroud, so hy het nog steeds ook sy ou dier. Maar ek wil by jou hoor, jy het meer as 45 nasionale en internasionale pryse wat alreeds aan jou toegeken is, onder andere dan nou die Alba Bouwer prys en die CP Hogenhout toekenning en dan verskeie ander ATKV kinderboek toekennings. Maar Jaco, jou boeke is ook vertaal in 7 tale. Dis ongelooflik. En ek wil by jou weet, hoe beïnvloed hierdie toekennings en jy weet eervolle erkennings, hoe beïnvloed dit jou? Sit dit druk op jou of is dit ook vir jou inspireer dit jou om voort te bou? Weet jy Karen, ek sê altyd vir mense sal jok as skrywer as jy nie sê dit is lekker om 'n toekenning te kry of dit is lekker om hierdie eerbewyse te kry nie, maar weet jy, wanneer 'n ou daar voor jou rekenaar gaan sit en jy begin met 'n storie werk, dan gooi jy alles van dit van jou af. Dan is dit asof jy met daai leë bladsy van voor jou begin jy van voor af. Ja. Jy gaan sit nie daar as 'n bekroonde skrywer of as 'n internasionale skrywer wat ek al nie. Jy gaan sit met daardie leë bladsy en jy werk so eerlik as moontlik en so opreg as moontlik met daardie storie wat in jou brein aan die broei is. Jy probeer daardie karakters skets so goed as wat jy kan, hulle lewendig maak. En ek probeer van al daardie goed vergeet wanneer ek daar gaan sit en skryf. In die eerste plek skryf ek vir die jong kind wat ek self was, en ek skryf vir jong kinders wat ek hoop hierdie stories gaan geniet. So ja, dit is om die antwoord kort te maak, dit is baie lekker om erkenning te kry, maar die lekkerste van alles bly die stories. Die lekkerste bly om stories en rympies te kan skep en kreatief te kan wees daarmee. Dis waar. En jy weet mense weet nou van die boeke en dinge wat jy uitgegee het, want jou skryfwerk het jy reeds meer as 340 boeke in Afrikaans vertaal, insluitend die gewilde Tintin reeks. Nou ek het so gelag toe ek hierdie lees. Jy het 'n lieflike vroutjie, 2 dogters, 3 honde, 2 katte en 'n luislang. Nou vra ek myself, en dan nog tyd vir al hierdie publikasies en vertalings. Waar kry jy tyd? Hoe werk 'n skedule vir jou, 'n roetine vir jou? Hoe lyk jou lewe? Karen, ek is deesdae in 'n bevoordeelde situasie dat ek voltyds kan skryf en dit is 'n ongelooflike luukse om te hê. Ek was aan die begin van my loopbaan na ek gestudeer het ek as 'n joernalis gewerk en ek het daarna vir baie jare as 'n uitgewer by 'n groot uitgewery gewerk. Ja. Maar deesdae is ek baie bevoorreg dat ek voltyds kan skryf, maar dit is nog steeds 'n vaste roetine. Jy weet, ek in die oggende staan ek baie vroeg. Ek staan meeste oggende so 3:30 op, dan gaan drafwerk en ek gaan oefen. Ek sorg dat ek betyds by die huis terug is om die kinders reg te kry vir skool. En dan gaan sit ek en dan werk ek. Ek probeer so min of meer 'n 8 tot 4 of 'n 8 tot 5 roetine handhaaf. Wat mense nou die hele tyd skryf nie. Ek is in die oggende baie kreatief. Ja. So dit is wanneer ek my kreatiewe skryfwerk doen en dan in die middag probeer ek meer by administrasie en vertaalwerk en daardie soort van dinge uitkom. Maar ek dink die antwoord op jou vraag is hoe meer 'n mens in 'n roetine kan bly, hoe meer kry jy uitgerig. En natuurlik help dit baie dat ek hierdie luukse van het van deesdae nie 'n voltydse werk het. Ja, dis wonderlik. Ag, en dit it paid off. Dit is basically waar dit op neerkom. So, Jaco, net so ten slotte, wat hou die toekoms in? Is daar enige verrassings wat ons mag liggies verklap of sommer maar net drome wat jy het vir jou toekoms? Karen, ja, ek is nie een wat baie lang toekomsplanne vooruit maak of vreeslike groot drome het wat ek najag nie. Soos ek net nou vir jou gesê het, vir my bly die lekkerste om besig te wees met die storie waaraan ek op die oomblik werk of die rympieboek waaraan ek op die oomblik werk. En van rympieboeke gepraat, daar kom binnekort so binne die volgende maand of 2 kom daar 'n nuwe rympieboek van my uit waarna ek verskriklik baie uitsien. Wonderlik. Dis met die lekkerste ding op aarde om rympies te skryf. Daar is 'n nuwe grafiese roman wat een van die dae op pad is waar ek nog nie heeltemal die sluier kan lig nie, maar ek sien ongelooflik baie daarna. Dan is 'n verskriklike mooi boek. So die 300ste boek het verskyn en nou wil ek dit so 'n bietjie agter my sit en nou wil ek fokus op dit wat voor lê. Dis maar die lekkerte daarvan. Dis wonderlik. Jaco, maar baie dankie vir wat jy vir ons vir Afrikaans doen en vir die kinders en die stories. Mag dit vir jou sommer net geseënd wees in jou toekoms en dankie dat jy die tyd gemaak het om met ons te gesels en ons so 'n bietjie 'n blik in jou lewe te gee. Baie dankie Karen, dit was heerlik om saam met jou te kuier. Ja, ons praat dan weer. Mooi dag verder.